Goeiemôre en baie welkom. As ek begin, dan groet ek u in die wonderlike naam van Jesus, ons koning, my verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen. Amen. Baie welkom. Kom ons sluit die oë, ons sê vir die Here, dank u. Ons maak sy naam net bietjie groot en ons kyk waarheen dit gaan. Vader, ons kom in die naam van Jesus vanoggend na u toe. Ons dank u, ons loof u, ons prys u, Here. Daar is niks en niemand soos u nie. U is die Alfa en die Omega. U strek die hemele uit. U is die heerser van die skepping, die koning van heerlikheid. U heerlikheid is soos donder, sê die woord. U stem is kragtig, doch is dit vol genade. U is die God van wonders, 'n verterende vuur. U is Immanuel, koning van konings, God van Israel, God van vrede, God van genade en oorvloedige genade. U is 'n sterktoring, u is die blom van Gilead, u is die God van Bethel, u is die lelie van die vallei, u is skoner as 1000, u is die blink môrester, Here, u is die leeu van Sion, u is my herder. Dankie Here, u is die vergewer van alle oortredinge, u is die vyand van my vyand. Dankie Here vir daardie, dit wete, dat u is die vyand van my vyand. U is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En elke knie sal buig voor u naam, sê u woord, Here, en ons bely dit vanoggend. Ons aanbid ook die Here Jesus, die enigste seun van God, die Messias, die oorwinnaar oor die dood en oor die graf en oor die hel, die lam wat op die troon sit. U is die deur na die Vader, u het dit self gesê. U is die bloed wat reinig van sonde. Here, u is my heiligheid, u is my redding, u is my geregtigheid. U is die koning wat binnekort terugkeer om sy bruid te kom haal. U is heilig, u is die weg, die waarheid en die lewe. En uw Heilige Gees van God, u is die Gees van God, alomteenwoordig, die vuur vanuit die hemel, die stem van God, u is die swaard van die Gees, die salwing wat die juke verbreek, die salwingsolie. U is my wysheid, my leiding, u teenwoordigheid is heerlik. Ek aanbid u en elke ander een wat nou hier ingeskakel is, Here, en wat hierna luister, ons aanbid u as die ewige almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, word verheerlik in Jesus naam. Here, dan wil ons ook intree vanoggend vir ons as mensdom, Here, vir elke een wat oulik is, griepig is, Here, het maak nie saak wat elkeen mekeer nie, Here, daar is soveel mense wat siek is of siekerig is in hierdie oggend, raak elkeen aan. Here, hulle met klein siektetjies, met groot siektes en ernstige siektes, dit maak nie saak nie, Here, raak elkeen aan deur die wonde van Jesus, is daar vir ons genesing. U sê dit in u woord, Here, wees ons genadig in Jesus naam. En dan bid ons ook, Here, en ek wil u seën vra vir elkeen wat
weer eens, Here, wat maand vir maand so getrou is aan U, met hulle tiendes, hulle offers aan U, Here, seën hulle ooreenkomstig U rykdomme in Christus en dit wat U vir hulle in die hemel opgeteken het. Here, ek dink aan Janiel Wit, Clint en Elsabie Groenewald, die vriend in Christus, Zen Marie, persoon met die naam van Gansbaai. Here, hierdie is mense wat maand vir maand, vir maande nou al, Here, getrou is. Wees hulle barmhartig, wees hulle genadig en seën hulle in Jesus naam. Seën hulle. Dankie, Here, dat ons net in die middel kan staan en die aangeer kan wees van U seën. Laat U seën oorvloedig wees. Seën ons en dankie dat ons geseën is in Jesus naam. Amen. Amen en amen en prys die Here. Dit is 'n lekker wintersoggend, so lui sonnetjie wat skyn, maar nie regtig veel doen nie, want dit is koud. Die woord van die Here vanoggend, die Here sê, gaan en doen net so. As jy kyk na die prentjie en die skrif Lukas 10, dan weet ons dit gaan oor die, ek is seker dit gaan oor die barmhartige Samaritaan. Dit lyk so aan die prentjie, né? Nou, as jy iemand sien wat 'n kar besig is om te steel, jy kom daar so in die parkeerarea, daar waar jy jou inkopies doen, en jy stop daar en jy sien hierso staan 'n kar, maar en hierso is iemand is besig om die manier wat hulle doen, ek kan sien hulle is besig om hier in te breek, hierdie kar te steel. Wat gaan jy doen? Maak jy asof jy dit nie gesien het nie en jy loop aan? Of dink jy by jouself, dis nie my probleem nie. Ek gaan nie betrokke raak by ander se probleme nie. En dit is hoe ons klink vandag so daar. Of dink jy, dit is nie reg nie. Jou probleem is ook my probleem. En jy tree op. Jy bestorm in hulle wat besig is om in te breek, of jy bel die polisie of die sekuriteitsmaatskappy, maar jy doen iets. Watter een doen jy? Watter een sal jy wees? Watter mens sal jy wees? In Suid-Afrika sal die meeste mense van ons gesê, dit is maar beter om niks te doen, niks te sê nie, net aan te loop, maak wie niks sien nie. Maar ons leef op God se aarde, waar die Here Jesus ons in die gelykenis van die barmhartige Samaritaan iets leer. Die ding wat die Here ons leer is, jou probleem is ook my probleem. Jou probleem is ook my probleem. Hierdie gelykenis leer ons om in die eerste plek 'n verhouding met Christus te hê. Ja, barmhartige Samaritaan leer ons heel eerste om 'n verhouding met die Here Jesus Christus te hê. Jesus sê aan die einde van die gelykenis, gaan en doen net so. Maar net soos wie moet ek en jy gaan doen? Want daarso is 3 mense daar betrokke.
En hierdie kom van 'n vraag, ekskuus, van 'n vraag van 'n vooraanstaande man in die sinagoge, 'n wetsgeleerde, 'n man wat baie kennis van die Bybel gehad het. Hierdie wetsgeleerde vra 'n vraag aan Jesus met die bedoeling om hom te versoek. Nie om iets te leer nie, maar om die Here te versoek, want hy het baie kennis van die Bybel gehad. Net so oppervlakkig gesien is daar nie fout met hierdie vraag wat hy vra nie, maar die vraag het 'n lelike, kom ek noem dit, 'n lelike ondertoon gehad. Die wetsgeleerde wou nie met die vraag die naam van die Here Jesus ophef of iets nie, hy wou dit skade berokken. Hy het 'n bybedoeling gehad. Hy wou Jesus laat struikel. Hy het gevra, Meester, hoor hoe skynheilig, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dit is waar dit begin. En hy het dit nie gevra omdat hy omdat hy heilsbegeerig was nie. Nou kom hy en dan vra hy, so ewe, noem hy die Here Meester. En dan antwoord die Here hom in sy groot wysheid op sy vraag. Die Here Jesus het gebed dat hierdie wetsgeleerde vra nie die vraag uit onkunde nie, maar omdat hy 'n probleem het met hom as persoon, die Here Jesus. Hy het 'n persoon met hom wie vir die skare gesê het, ek is die deur van die skape. En niemand kom tot die Vader behalwe deur my nie. Dit was sy probleem gewees. Daarom vra hy, wat is die ewige lewe? Hierdie wetsgeleerde het 'n probleem gehad dat hy ook die ewige lewe dan moes beerwe deur Jesus. Ja, hoe kan ek dit? Kan jy dit agterkom? En Jesus beantwoord aan sy vraag met 'n vraag. Wat staan hieroor in die wet geskrywe? En die wetgeleerde gee 'n samevatting uit Deuteronomium 6 vers 5 en Levitikus 19 vers 18, wat sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jou naaste net soos jouself. Nou met hierdie antwoord het Jesus heeltemal saamgestem natuurlik, en dan gee die Here vir hom die advies. Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hiermee was die wetgeleerder nie tevrede nie met hierdie antwoord nie. Hy wou mos vir Jesus op 'n verkeerde woord betrap. Hy wou hom laat struikel het. Sy poging het bietjie misluk, sou ek sê, en het hy ook agtergekom, deurdat Jesus in sy wysheid direk na die skrif terug verwys het, het hy 'n mislukking met sy poging om Jesus te mislei. En as die wetgeleerde nou sou ophou om vrae te vra, sou die mense dalk dink hy is dom. Daarom vra hy maar net nog 'n vraag.
En in vers 29, dan staan daar so, hy wou homself regverdig, of terwyl daar so staan, hy wou homself handhaaf. Dit beteken hy wou homself regverdig. En daarom die tweede vraag, wie is my naaste? Hoekom vra hy dit nou uiteindelik? Nou, wie is my naaste? Nie omdat hy nie self geweet het wie sy naaste is nie. As wetsgeleerder het hy baie goed geweet wat die woord sê en wie sy naaste is. Hierdie was ook 'n strikvraag aan die Here Jesus. Hy wou natuurlik die mening van Jesus hoor. Wat sou hy sê teenoor wat sê die woord? Hy was op soek na 'n stok om Jesus mee te kan slaan die hele tyd. Maar Jesus vra weer 'n vraag terug. Hy begin met die vertel van 'n gelykenis. Die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En in sy gelykenis verander hy eintlik die fokus van die vraag. Dis nie meer so seer die vraag, wie is my naaste nie, maar die vraag word nou, hoe word ek 'n naaste vir iemand anders? Nee, die fokus het 'n bietjie verander. Die gelykenis wat hy vertel was nie was vir alle aanwesiges, daar's vir almal wat daar gestaan het, baie bekend gewees die roete waarop dit gebeur het. Almal het dit geweet, die pad tussen Jerusalem en Jerigo is baie gevaarlik. Dit het geloop deur 'n deel van Judea waar daar genoeg klowe was en rotse, wegkruipplek vir rowers om weg te kruip en aanvalle te doen. Almal het dit geweet. En toe gebeur dit in die gelykenis wel ook. Rowers val die man aan en laat hom half dood agter. Daarna kom 3 keer iemand verby. 3 mense het daarna verbygekom, nadat hulle hom as dood agtergelaat het, as dood agtergelaat het. 1, 2, 3 mense kom verby. Die eerste ene was 'n priester, die tweede ene was 'n leviet, die derde een 'n Samaritaan. En hoekom is dit so erg? Hoekom juis 'n Samaritaan? Want 'n Samaritaan was 'n uitvaagsel vir die Jood gewees. Wat doen die Samaritaan? Die eerste 2 kom verby, hulle gaan loop aan die ander kant van die pad, sodat hulle hom nie hoef te sien nie, omdat hulle bietjie verder weg kan wees van hom af, hulle gaan loop aan die ander kant van die pad, en daar gaan hulle verby. Ons het hom nie gesien nie. Maar die Samaritaan, se reisiger, het na hom toe gegaan, en op hom eerste hulp verleen. Hy het sy wonde skoongemaak en met olie versag. Hy het nogal gedoen wat die woord sê. In Jakobus 5:14 staan daar geskrywe, is daar iemand siek onder julle, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, sodat hulle hom in die naam van die Here met olie salf. En dit is wat hy doen. Hy salf hierdie man met olie. Daarna het die Samaritaan die slagoffer op sy pakdier gehelp en hy het hom na die herberg toe gepad en gevra dat hulle hom moet versorg. Die volgende oggend toe gee hy vir hom, die woord sê daarso as ons lees,
het hy ook vir die eienaar van die herberg 2 pennings gegee, om hom verder te versorg en gesê as hy terugkom, dan sal hy, en as nog uitgawes gewees, dan sal hy dit betaal. So eintlik gee hy vir hom, los hom daar so met 'n blanco cheque. En 2 pennings klink vir ons baie min, maar in daardie tyd 2 pennings was ongeveer 2 daglone. So dit was 'n behoorlike bedrag wat hy agtergelaat het. Hy het 'n probleem gehad met die Samaritaan in hierdie storie. En nadat Jesus toe die gelykenis vertel het en vir die wetgeleerde gevra het, wie van die 3, die priester, die leviet of die Samaritaan, wie hy self is, was die naaste teenoor die slagoffer. En as die wetgeleerde dan antwoord, is dit eintlik nie snaaks dat hy nie eers die woord Samaritaan oor sy lippe kan kry nie, maar hy het tog erken dat dit die een was wat die arme man barmhartigheid bewys het. Hy het nie gesê, Jesus het gevra, wie van die 3, die leviet, die priester of die Samaritaan? Hy sê, die ene wat hom barmhartigheid bewys het. Hy kon nie die naam Samaritaan oor sy lippe kry nie. Maar hy erken tog dat dit die Samaritaan was, die een wat die barmhartigheid betoon het. En al wat Jesus toe nog vir hom kan sê is, gaan en doen jy net so. Gaan en doen jy net soos die Samaritaan. Wow. Maar hierdie boodskap is meer as net 'n boodskap om op die eie krag medemenslikheid te bewys. Want in hierdie gedeelte gaan dit veral oor die persoon van die Here Jesus. Want die wetgeleerder het juis groot moeite gehad met die persoon van Jesus. Die wetgeleerders en die fariseërs wou nie aanvaar dat Jesus deur God gestuur is nie. Hulle het hom gehaat met alles in hulle. Hulle het hom self gespot. Hulle het gesê hy is 'n Samaritaan. Ja, in Johannes 8 vers 48, hoor wat sê hulle? Sê ons nie met reg dat u 'n Samaritaan is en van die duiwel besete is nie? En hierdie Samaritaan was regtig 'n skeldwoord vir Jode. Want 'n Samaritaan was vir hulle eintlik 'n heiden. Die Samaritane was nie deel van God se volk nie. Hulle was minderwaardig. En Jesus was vir hulle 'n Samaritaan, 'n minderwaardige, vervloekte Samaritaan gewees. Hulle wou nie erken dat Jesus se prediking van God kom nie. En hulle wou nie erken dat deur Jesus se voorbeeld hierdie volk uitstek geleer wat dit is om 'n naaste te wees nie. En hierdie wetgeleerde wou dit ook nie erken nie. Hy het sy oë
toegeknyp vir al die goeie dinge van Jesus gedoen het. En saam met die ander wetgeleerdes het hy geskel teen Jesus. Jy is van die duiwel besete, jy is 'n Samaritaan. En hy besef in hierdie gelykenis dat Jesus eintlik van homself praat. Maar dis juis hierdie skelwoord 'n Samaritaan wat Jesus gebruik in sy gelykenis. Dit het die wetgeleerder ongetwyfeld laat bietjie dink. Die Samaritaan, die vervloekte, was 'n naaste vir die slagoffer. In sy oë, uit die oë, veragterlike Samaritaan, maar in die lig van die feit dat hulle vir Jesus 'n veragterlike Samaritaan genoem het, het hierdie gelykenis 'n dieper betekenis, eerstens vir die wetgeleerder, maar ook vir ons. Want wie was hierdie Samaritaan eintlik? Hierdie een in die gelykenis na wie Jesus verwys. Dit was Jesus self. Dis die tweede keer wat ek dit sê, en ek sê dit weer. Dit was Jesus self. Hy is daardie Samaritaan. Dit is hy wat al soveel keer bewys het, dat hy 'n naaste is vir wie. Hy het dit bewys sy hele tyd op die aarde. Hy het dit bewys aan die siekes, aan die veragtelikes, aan die tollenaars, die hoere en die hongeres, die wat honger was. Jesus was hulle almal barmhartig. So, as Jesus aan die einde van die gelykenis die wetgeleerde vir hom sê, gaan en doen net so, dan sê Jesus vir hom, gaan en doen soos ek, want ek is die goeie Samaritaan. Prys die Here daarvoor dat vir hierdie vanoggend. Want ek het nog nooit van tevore, ons het maar nog altyd net gehoor, dit is 'n gelykenis van 'n Samaritaan en alles verwys na die Samaritane. Nooit dat hierdie Samaritaan is Jesus nie, en dat hulle Jesus 'n Samaritaan genoem het. Wat Jesus vir hom sê, die Samaritaan sê, Jesus die Samaritaan vir hierdie wetgeleerde sê, is hy moet hom erken en navolg. Volg die Samaritaan met die hoofletter S, leer van my hoe om 'n naaste te word, erken die goeie dinge wat ek in julle midde verrig, wat ek hier doen. Erken my prediking dat dit van God kom. Erken al die wondertekens wat daarmee gepaard gaan. Dit is wat die Here vir hom sê met hierdie gelykenis. En dan hoe pas ons dit toe in ons dag? Ons is nou 'n bietjie 'n paar dae verder as wat hulle deur was. Wel, in die begin het ek begin met 'n voorbeeld van iemand se kar wat gesteel word. Nou is hierdie voorbeeld inderdaad 'n duidelike en 'n praktiese toepassing van die gelykenis. Jou probleem is ook my probleem. Wat jy graag wil dat mense aan jou moet jy ook aan mense doen. Gaan en doen jy net so, was die Here se woorde.
dit is nie net 'n uiting van algemene medemenslikheid nie. Gaan en doen net so, soos die Samaritaan met die hoofletter S. Gaan en doen net soos Jesus. Nie net medemenslik nie, maar gaan doen uit jou hart uit vir mense. Die Here gaan dieper dit gaan oor hom, Jesus die Messias. Gaan en volg hom. Erken hom vir wie hy is in ons dag. Die oproep is vandag nog dieselfde. Erken die Messias, volg hom. Die Here Jesus, volg hom na. Want medemenslikheid is in die algemeen, is dit wel mooi, maar dit is oppervlakkig en dit is kortstondig. Dit kan skielik ook omslaan in egoïsme. Hoekom? Omdat dit nie diep wortels het nie. Gebeur die meeste tyd van die tyd met medemenslikheid. Medemenslikheid word in ons samelewing natuurlik aangemoedig, baie mooi aangemoedig. Jy mag nie die regte van die medemens nie skend nie. Maar as hierdie algemene medemenslikheid nie diep wortels het nie, kan dit net so verdamp. Want hoe kom dit dat in ons land wat skynbaar, hoor mooi wat ek sê, wat skynbaar so 'n medemenslike regverdige grondwet het, dat ons land so baie geweld is met hierdie wonderlike wet. Die regering sluit sy oë op alles, word bekondig Batu Pele. Dit is die slagspreuk. Mense eerste. Wriggies. Batu Pele. Mense eerste. Maar in werklikheid het al hierdie medemenslikheid nie diep wortels nie. En sien ons in die praktyk weinig daarvan. In reaksie word mense ook al hoe harder. Hoe meer dit verkondig word, hoe meer hulle staan op hierdie wette. Mense sorg vir hulle self. Ons belange kom eerste. En dit lyk of dit in ons dag baie belangrik is, dat jy eers na jouself moet kyk. En daarom moet medemenslikheid veranker wees. Veranker wees in 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus. Anders hou dit nie. Anders is dit net woorde. Gaan en doen net so. Gaan en doen net so. Net soos wat? Soos die Samaritaan. Soos wie is die Samaritaan? Soos Jesus gaan en doen net soos Jesus uit liefde uit. Ek wil eindig. Wie hom navolg, kruisig sy eie ek
en is dan nie vatbaar vir alle invloede van hierdie tyd nie, die mode van die dag nie. Wie hom navolg is bereid om ook 'n Samaritaan te wees vir iemand wat nie van sy eie mense is nie. Dit is wat hier gebeur het. Ek sê absoluut niks verkeerd oor algemene medemenslikheid nie, maar feit is wel dat algemene menslikheid geen lang lewe het nie. Dit het nie lang lewe nie, as dit nie in God se woord veranker is nie, as dit nie as bron die navolging van Christus het nie, dan beteken dit niks nie, dan hou dit nie. Dis slegs deur Christus, deur sy Gees wat ons in staat is om werklik goed te doen en ons naaste sonder bymotiewe hulp te bied. Deur die evangelieverkondiging roep ons op om Christus na te volg. Dat mense hulle lewens veranker in sy prediking. Dit is die woord van God. Leer die mense om Christus na te volg. In woord en in daad. Wees self die voorbeeld. Dit spoor hulle ook aan tot so lewenswyse. Voorbeeld, niks is so belangrik soos voorbeeld nie. Lei deur voorbeeld. Jy mens dit al 1000 keer in jou lewe gehoor het, maar ons doen dit in alles buite die lewe, en buite daar, maar ons doen dit nie waar dit die meeste saak maak nie, in hierdie verhouding van mens en God, van redding nie. Ons lewe nie vir onsself nie. Ons lewe vir Christus. Finies en klaar. Wie op hom vertrou en dit van hom verwag, sal deur sy Heilige Gees die gewilligheid ontvang en die krag om ook 'n goeie Samaritaan te wees. Amen. Hy rus ons toe tot onbaatsigtige liefdesdiens. Gaan en doen jy net so. Amen. Gaan en doen net so. Wees gegrond in die Here Jesus om te kan doen soos wat hy doen. Amen. Dit is dit. Here, ons skiet almal 'n bietjie kort, dink ek. Kom ons vra vir die Here dan. Ons wil nie net hierdie besluit maak nie, ons wil vandag dit in die Here se naam die besluit maak, want Here, ons is ernstig om die voorbeeld van U te volg, van die barmhartige Samaritaan met die hoofletter S. Kom ons praat dan met die Here. Kom ons praat serieus met die Here. Serieus, baie beter Afrikaanse woord as ernstig. Right. Kom ons sluit die oë. Ek sal voorgaan, jy kan my volg. Ons Hemelse Vader, ons dank U heel eerste vir U woord en bely dat dit my begeerte is om in
medemenslikheid in u veranker te wees, in 'n lewende verhouding met die Here Jesus Christus eerste. Leer my hoe om 'n naaste te word. Ek raak vandag 'n naaste, want ek erken die goeie dinge wat Jesus doen. Ek erken dat Jesus die woorde en prediking van u, God die Vader, kom. Ek erken al die wondertekens deur Christus, deur sy Gees, wat ons in staat stel om werklik goed te doen vir ons naaste, sonder dat ons enige bymotiewe het. Dit is my gebed vir oggend, veranker my asseblief nou in Christus, tot u goeie, heilige, hemelse dade. Ek is u navolger. Ek kan van hier af gaan en net soos u doen, soos u opdrag is. Dankie Here vir u genade. Hou my in u hand, beskerm my teen die bose, in Jesus naam. Amen. Amen en amen. Dankie Here, ons het presies gedoen, het gesê, erken u, bely dit, en ons het presies alles toegepas wat u gesê het, deur die boodskap, in hierdie gebed vanoggend. Ons dankie. Gaan en wees jy die barmhartige Samaritaan. Want dis wat die Here gesê het hierso in Lukas 10 vers 37. Gaan en doen net so. Jy is in staat om net so te doen en nie so te doen nie. Amen. Prys die Here. Dankie Here. Dit is wonderlik. Dit is mooi. Dit is fantasties. Kom ons sluit die oë. Maar ons het mos gebid. Ons het dan net gebid. En kyk almal nou vir my. Maak my jou oor toe en ontvang die seën van die Here. Eers in Hebreëus, dan in Afrikaans. Yerecho geta Adonai dishmerecha. Ja Adonai pawanilecha vechochonechta. Yesa Adonai pawanilecha ve asemlecha shalom. Die Here sê jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Die Here sê jou vat, jou ophef en aan jou vrede gee. Amen. Here, dankie. Dankie, dankie, dankie. Ek is in staat om net so te gaan doen. Halleluja.